classic art.
'n blou das, die diepbloue, vir demokrasie. Nie een van die stywe wit hemde in die kas nie, vars van die droogskoonmakers, nee. Eerder die ligbloue, wat oor die houtstoel se rug hang. Jou hande was laaste daar. Watter broek, baadjie, nie 'n streepiespak nie, al is dit mooi. Nee, eerder die goeie tune, navy, en swaar oor my arm. Baie fyn geweef, met die donkerblou wolbaadjie. Ja. Dit reën te veel, toe ek met die pakkie in die hanger by afkop stop. Daarom dat ek daar sit en wag vir die natste om oor te gaan. Ook die nat op my wange. Want wol en water is die maatsie. En te nat wangerlig wenkbroue. Jou streepie sap sou die prentjie baie mooi en reg afrond. Ook van goeie wol, kwaliteit. Daardie sap was jou metgesel die laaste jare. Nee, eintlik 'n gade. Dit was beskerming teen kilheid en iets wat soelig, so op 'n edele manier. Maar daardie stukkie warmte, dit gaan ek liewer hou. Ek verwelkom almal van julle met groot liefde en dankbaarheid in my hart by Arnold se lewensviering. Arnold was my oom, my pa se jonger broer, en ek het uitgewerk 36 jaar, amper 38 jaar dalk, ouer as ek. Maar vir my was hy eintlik soos 'n sielsgenoot, iemand wat ek verstaan het, wat my verstaan het. Ek was nog nie eers 12 nie, toe ek hom alreeds op sy naam genoem, en hy het vir my u gesê. Want ons het mekaar goed verstaan, en hy was baie, hoe sê mens, invloedrijk in my lewe. En daarom is dit vir my 'n groot eer om vandag as seremoniemeester op te tree by sy lewensviering. Voordat ek die voorlesing doen, en dit alles contextualiseer, wil ek daarom net graag noem, dat na die huldeblyke wat ons op die program het, daar 'n geleentheid sal wees vir enige iemand wat dalk die wil opstaan en ietsie wil kom sê oor sy lewe. Dis oop en daar is geen verpligting nie en daar is ook geen verwagting nie. So ek noem dit. Nou ja, toe ek nou in die week wat verby is in Arnold se huis rondstap, en die eerste ding wat 'n mens raak sien as jy daarin loop, is die klomp boeke. Ek dink hy, ek weet nie, dis maklik 2000. Daar is net boeke in elke vertrek. En in die hoofslaapkamer, op 'n bed wat eintlik op 'n dag aan my oupa behoort het, is daar 2 lang rye boeke uitgepak gewees. En elkeen van die boeke was besonders. En die een ding wat al die boeke uiteenlopend van aard met mekaar in gemeen gehad het, was dat daar 'n boekmerk in elke een van hulle is. Uit daardie groep boeke het ek hierdie een raak gesien. 100 Speeches That Roused the World. En ek het gedink, dit is die een vir vandag. Nou, wat een uit 100 speeches kies 'n mens? Dit is nogal 'n storie. Maar die heel eerste een is die toespraak wat Sokrates gemaak het, as deel van sy verweer, nadat hy beskuldig is deur die stadsvaders van Athene, en op die ou en ter dood veroordeel is. En wat was sy skuld? Sy beskuldiging was dat hy die jeug van Athene verkorrupteer het. Nou, wat interessant is van Sokrates, is dat hy geleef het so rondom 399 jaar voor Christus. So ons kyk nou na so 2500 jaar gelede. En selfs toe was die jeug verkorrupteerbaar. Sokrates was uitgedaag voor die hof, omdat hy durf waag het op sy manier om mense te laat dink. Hy het kritiese denke gestimuleer deur op seerknoppies te druk. Hy het geweet hoe om vrae te vra en hoe om stellings te maak wat mense se wenkbroue laat rys het en gesê het, wow, wag,
ons wil met jou in debat tree. En so het hy vrye denke gestimuleer. Daar is iets van Socrates en Arnold ook gewees, om nie van die wysheid te praat nie. So ons weet niks van Socrates se lewe vanuit sy eie hand nie. Hy het niks self neergeskryf nie. Plato, sy leerling, het alles neergeskryf. So wat ons weet van hierdie toespraak wat Socrates gemaak het, as deel van sy verweer in daardie hofsaak, is wat Plato vir ons neergeskryf het. Maar nou ja, dit sê genoeg. Wherefore, O judges, be of good cheer about death, and know this of a truth, that no evil can happen to a good man, either in life or after death. He and his are not neglected by the gods, nor has my own approaching end happened by mere chance. But I see clearly that to die and be released was better for me, and therefore the oracle gave no sign. For which reason also, I am not angry with my accusers or my condemners. They have done me no harm, although neither of them meant to do me any good. And for this I may gently blame them. Still, I have a favor to ask of them. When my sons are grown up, I would ask you, oh my friends, punish them, and I would have you trouble them, as I have troubled you. If they seem to care about riches or anything more than about virtue, or if they pretend to be something when they really are nothing, then reprove them, as I have reproved you, for not caring about that for which they ought to care, and thinking that they are something when they are really nothing. And if you do this, I and my sons will have received justice at your hands. The hour of departure has arrived, and we go our ways, I to die, and you to live. Which is better? God only knows. So Socrates en sy wysheid lei my geleidelik na 'n gedig wat een van Arnold se goeie vriendinne, Etta Stander, gestuur het en gevra dat ek asseblief vir haar moet lees vandag. Want sy is in die Parel, daar's heelwat vriende van Arnold in die Parel, en hulle is met ons deur die videostroom wat gedoen word. So Etta het gevra dat ons C.J. Langehoven lees, en ek doen dit graag. Gee my 'n man wat waar is, as die duiwel daar is. Wat doen wat reg is, as die regter weg is. Wat trou by sy gewete bly, as hy straf in plaas van beloning kry. En Etta sê, my jarelange vriend was so 'n man. Ek sal my herinneringe aan hom in my hart bewaar. Etta se dogter, Liaan, was Arnold se peetdogter. En sy het 'n pragtige brief geskryf, wat ek ook graag wil lees. En julle sal sien dat Liaan se brief ons baie mooi sal inlei in die Hildeblyke in, soos dit op die program is. My liewe oom Arnold, ek is baie hartseer dat jy weg is. Ons was tot en met jou laaste sekond op aarde baie in kontak. Jy het gereeld vir my jou lang voice notes gelos en dan reply ek met WhatsApps, ook soms 'n voice note aan jou. Ons het baie gesels die laaste tyd. Dankie vir jou raad en ondersteuning met baie dinge in my lewe. Dit het en beteken nog steeds vir my baie. Jou uiters wyse terugvoer aan my was altyd in die mooiste, hoogste Afrikaans, terwyl my woorde aan jou maar soms lekker slang was, as plus. Jy het my een keer ferm aangespreek oor 'n lelike woord wat ek kwyt geraak het in 'n WhatsApp aan jou en my getig. Jy het reply. Vir my vulgêre woorde, dis u onwaardig. Ek weet,
Ons het almal al daardie gehoor by Arnold. Ek het geskrik, maar jammer, ek gebruik maar nog steeds soms daardie woord. Ja, jy en my ouers, Johan en Etta Stander, kom reeds 'n langer pad aan vanaf julle Stellenbosch daar, universiteitsvriende. Julle was hegte vriende, filosowe, ensovoorts. Ek weet nie als nie, ek was nie daar nie. Ek weet net jy was intelligent, wyd belese, maar moes soms oor dinge soos byvoorbeeld sport, 'n bietjie navorsing doen. En dan terug te kom na ons, terug te rapporteer, nog wyser as wat ons daarmee was. Dankie vir die lekker kuiers op ons plaas in Franschhoek, toe ek nog 'n klein dogtertjie was. Jy het my en van my susters leer swem in ons plaasdag. Ek sê maar eerder niks oor jou sogenaamde vreemde swem-outfits nie. Dit los ons maar daar. Ek en jy was beide lief vir swem. Ons het altyd 'n week uit mekaar uit verjaar in April. Jy nog onlangs die 15de en ek die 22ste April. Ons het mekaar altyd getrou geluk gewens. Jy het my nooit vergeet nie. Ek is bly ek kon jou nog geluk wens met jou laaste verjaarsdag. Onlangs. Al was jy reeds baie siek. Jy het weer eens vriendelik replaai in jou nog steeds altyd deftige Afrikaans. 'n Paar dae later het ek vir die eerste keer in 54 jaar jou verjaarsdagboodskapie aan my gemis. Jy was weg. Ek mis jou. My pa en ma, Johan en Etta Stander, mis jou. Jy was 'n uiters wyse man, geluk daarmee. 'n hoogs intelligente, interessante wese en 'n heerlike vriend. My pa, Johan Stander, wil graag dit aan jou sê. My jarelange vriend van Helderberg. Dankie vir die lang pad wat ons saam kon bewandel. Al was dit teen die einde, maar stadig. Nou staan ek vir 'n oomblik stil en ek groet jou. Vaarwel. Ek eer jou nagedagtenis. Rus in vrede, my liewe oom Arnold. We love you, and luckily, you know it. Jou pleegdogter, Leon. Nou is dit vir my 'n voorreg om vir Steef Danhauser te vra om die podium te betree en 'n paar woorde te sê oor Arnold. Steef was Arnold se skoolvriend van sy pa af. So dis werklik 'n voorreg. Dankie Marie vir die geleentheid om 'n paar woorde oor my vriend te sê. Ek wil eerstens my meegevoel uitspreek aan Arnold se noue familie. Hy het nog een suster wat lewe, hulle was 'n groot gesin, maar die ander is al by die tyd dood. Dit is eintlik 'n voorreg vir my om iets van Arnold te sê. Hy was 'n baie begaafde mens. Ek en hy was in 1950 saam in Sub A en in 1961 saam in matriek. Daarvandaan is Arnold Amerika toe met 'n beurs, waar hy vir 'n aantal jare in Kalifornië daar verder studeer het en daar gekuier het. Arnold het 'n wonderlike, intelligente persoon gewees. Arnold kon oor enige onderwerp gesaghebend gesels. Hy was ook 'n baie welopgevoede mens. Wanneer hy nou baie dikwels meer as 'n ander een van 'n onderwerp geweet het, het hy dit met humor en met baie goeie maniere oorgedra. Ek het Arnold baie maal gebruik as 'n bron van inligting, want ek iets meer van 'n onderwerp wou geweet het. Arnold was werklik vir my soos 'n broer. Ons het mekaar gereeld gesien, ek en hy sal nog 'n paar dae na sy dood saam gaan eet het. Dit was nie Arnold se gewoonte om oor sy eie probleme te gesels nie. Hy het nooit aan my laat blyk dat hy
minder wel gevoel het nie. Alhoewel ek het ook maar met die tyd opgemerk het, soos met ons almal. Maar hy het ons eintlik baie skielik ontval. En dit was vir my 'n onaangename verrassing. Maar Arnold, hiermee wil ek dankie sê vir wat jy vir my en vir ons gesin en vir Parys in die breë beteken het. Arnold was nie bang om sy mening op enige terrein te gee nie, in besonder Parys sy munisipaliteit en sy stadsraad. Arnold se diepspore daar gaan beslis gemis word. Arnold, met hierdie paar woorde bring ek my hulde aan jou en ek eer jou nagedagtenis. Dankie, Marie. Baie dankie, Seef, waardeer dit. Dan wil ek graag vir Saul die jaar nader nooi. Saul en Arnold was vir baie jare saam kollegas op die stadsraad gewees en hulle is ook lang vriende en ek is baie bly Saul vir alles wat jy al gedoen het hierdie week. Dankie, Marie. Arnold skoonmakel. As ek aan hom dink ek aan 'n groot gees. Ek het hom in 1995 ontmoet, toe Marro's Pizza oopgemaak het. En ek het dadelik aanklank by Arnold gevind. Ek kon sien dat dit 'n man was wat mens iets by kon leer. En ek hou daarvan om my te omring met mense waarby mens iets kan leer. Hy was volgens my vrou, en ek moet dit beaam, soos wat sy self, 'n regte gifted Englishman. Een van die min mense wat nog opgestaan het as 'n vrou in die kamer inkom of as sy die kamer verlaat. Dit het my vrou geweldig opgeval en ek het dit keer male het ek dit ook beleef. In die politiek was Arnold my mentor. Ek het maar min van politiek geleer. Ek was meer daar vir die dienslewering, die infrastruktuur en so. En ek en Arnold het mekaar daar aangevul. Hy het altyd op my staat gemaak vir die tegniese goeders, wat nie vir hom belangrik was nie. Die belangrike ding vir hom in die munisipaliteit was dat dinge reg moet loop. En daarom het hy dit op daai manier altyd beklei ook. En altyd op 'n mooi manier, soos 'n gentleman dit sou gedoen het. Hy was geweldige goeie spreker in die raad. En ek het hom beny daarvoor. Hy het ook 'n geweldige liefde vir diere gehad. Sy hondjie Bibi, julle kan daar op die program sien, sy hondjie Bibi, was vir hom baie liefdevol. En hy het baie mooi na Bibi gekyk. Veral toe Bibi suikersiekte begin kry het hy elke dag kort Bibi se suiker getoets en as hy dit nodig gehad het hy vir haar met insulien ingespuit. As hy in die aande vir my gebel het en uitgevind het hoe was my dag, het hy altyd afgesluit met die groete vir Pluto en Venus. Dis nou ons twee hondjies by die huis. Hy het ook baie kere by my kom kuier en dan gevra of hy na David Attenborough se stories gaan kyk. En dan het hy vasgenaal gesit, nie links gekyk, nie regs gekyk, nie voor die TV, en net gekyk en hom ingeleef in die stories in. En wanneer een dier, 'n ander dier aanval, was dit vir hom geweldig intens. En as hy klaar was, het hy gesê, "Joh, nou is ek moeg." Dit was Arnold. Hy was baie lief vir diere. Natuurlijk was hy 'n geweldige natuurliefhebber ook. Hy het van sonsondergang gehou en daarom het hy elke aand ook voor sy tuin gesit as dit 'n lekker dag was en na die sonsondergang gekyk, na die voëls geluister. En ek het die voorreg gehad om menigmale
daarby om te kom sit in sy tuin en net na die geluide van die natuur te luister. Arnold het ook geglo mens moet teruggee, en so het hy dan, toe hy op 'n stadium vir die MBA klas gegee het in Johannesburg by een of ander universiteit. Ek het gedog het was ondoensaam, maar het is blijkbaar nie. Het hy elke dag by Orange Farm verbygery en gesien, maar daar is geen bome nie. En hy het toe 'n organisasie, ek dink dit was Trees for Africa gekontak, en hy het 'n boomplantdag gereël. En as julle nou by Orange Farm verbyry, sal julle sien die meeste van daai huise in 'n sekere area het almal 'n boom. Dis iets wat hy nagelaat het. Ek verstaan Arnold se pa het die bome as jy inkom in Parys in die dennebome aan die linker en aan die regterkant het hy geplant. Soos iets wat Arnold baie na in die hart gelê het om bome te plant. Hy was geweldig lief vir soetigheid. Hy het, as hy geëet het, altyd afgesluit met 'n soetigheidjie, 'n chocolate koek of iets wat soet is. En so het hy dan ook oor sy kos, het hy General of 'n sweeter, sommer 6 pakkies gestrooi. Ek het altyd vir hom gesê, Arnold, die goed is sleg vir jou. Dan sê hy vir my, daar is geen peer review daaroor nie. Ek sluit af hier te sê, wat ek Arnold altyd sal onthou. Thomas Campbell, die digter, het gesê, to live in the hearts we leave behind is not to die. To live in the hearts we leave behind is not to die. Dis wat Arnold vir my beteken het. Dankie. Baie dankie Saul. Ja, to live in the hearts of those who leave behind is not to die. Dit gaan ek verseker doen. Ons volgende hulpblyk, voorlaaste, is die Rente Wet. Hy is die seun van Arnold se oudste suster, Yvonne, wat hier is. En hy verteenwoordig die familie in 'n mate, maar ook iemand wat Arnold regtig van dag 1 geken. Baie dankie. My naam is Henny in familieverband. Ek het besluit, ek gaan net so praat oor die algemeen hoe ek vir Arnold geken het deur die jare en laat ons wat ook onthou van hom wat vir my treffend was. My oudste herinnering van Arnold kom baie ver. Ek was seker 5 jaar oud gewees. Toe het hy die stoute skoene aangepak om my en my broer Uniegebou te gesel. Ons het so 3 kilos van die Uniegebou gebly en ons het geloop en dit het nie baie goed gegaan met sy voetsoldate op pad terug. Ons almal dra en dan hiernatoe dra maar ons het dit baie geniet en ek onthou het vir ons roomhuise gekoop en het was hom 'n groot uittog, het was 'n moeilike uittog en dan daai aand het hy ons vertel van die heelal en die sterre en hoe groot die heelal is en die sterre is soveel soos sandkorrels op 'n strand. Ek weet ek en my broer het vasgenaal gesit en luister na hom. Dit is een eienskap van Arnold. Hy kon iets wat ingewikkeld is maklik oorvertel en verstaanbaar maak vir almal. Hy het die vermoë gehad om met almal op die persoonse vlak te kommunikeer. Ons was klein kindertjies en hy het ons vasgenaal gehad. So deur die jare het dit ek hom ook geken op skool. Het hy eendag daar aangekom en ek gesien lees 'n boek gevra wat is die boek? Dit is 'n boek van Afra Hilly.
En ek onthou hy so sê en toe ek dink is die inleidende deeltjie van die boek aangehaal, sê dis 'n tyd vir poets and lovers. En verder die boek gekwoteer. Ek is so hoe is dit moontlik? En toe het ek agtergekom, die man het 'n fotografiese geheue en hy het nooit daarmee te koop geloop nie, maar hy kon vir jou woordeliks goed aanhaal as jy van gevra het om dit te doen. Hy was een van die wydbeleese mense en intelligentste mense wat ek ooit geken het. En hy was nederig dat hy nie daarmee te koop geloop. Universiteit het ek hom weer raak geloop. Hy was besig met 'n MBA of 'n kursus vir bestuurslei wat hy in Kalk sentrum gedoen het. En hy het my uitgenooi, ek was besig, ek was nog 'n student geweest. Ek het gesit en luister na sy lesing. En hy het 'n lesing gehou en dit het gegaan oor die dinosoor en die dinosoor wat uitgesterf het. En hoe bestuurslei nie moet uitsterf nie en hulle bestuurstyle die hele tyd moet aanpas by veranderende omstandighede. Op universiteit, net voor universiteit het hy, toe ek nog op skool was hy ook betrokke by die progressiewe party. Net nadat die party gestig is van Colin Edwin, het ek dink hy 'n lid geraak. Die detail daarvan op daai stadium. Maar ek weet ook as hy af en toe as ek hom raakloop aan vakansies, dan het hy ook graag, hy sou politiek praat in die familieverband. En my oupa was 'n sap. En daar was 'n paar MP's daar en dit het baie keer 'n debat veroorsaak. En ek moet sê hy het vir my altyd as die debat klaar het altyd 'n ander perspektief oor goed gehad. Hy het my geleer goed sien net uit 'n ander oogpunt. Ek het ook altyd die indruk gekry, hy is die man vir die underdog en dat hy altyd so opkom vir die onderdrukte. Daarna het ek het klaar geswat en ek is in die regte en ek het toe Bali toe gegaan as 'n jong advokaat en hy het my toe ingetrek by sy eie saak. Dit begin as 'n likwidasie van 3 maatskappye. Maar dit was eintlik glad nie 'n likwidasie nie. Dit het gegaan oor 'n verhouding tussen hom en Fiona Archer wat uiteindelik gekom het. Ek dink hy het haar ontmoet toe sy in haar middel 20's was. Hy was 11 jaar ouer as hy. En hulle het plantkundige en hulle het met tye storm agtergegaan gehad, maar op die einde van die dag het in plaas van 'n egskeiding was dit 'n geskil oor eiendom in maatskappy, 2 maatskappye, woonstelle in Rondebos. Dit het amper soos 'n egskeiding gewees. En wat ek my opgeval het, is in egskeidings is mense baie kritisch vir mekaar. En hulle raak baie emosioneel en hulle kraak mekaar maklik af. Wat my destyds baie opgeval het van Arnold is, hy het Fiona nooit afgekraak. Hy is baie dankbaar van vir wat hoe sy hom bygestaan het deur die jare. Hy het kanker gekry en sy het hom in daai kanker bygestaan. So hy het al net afgekraak in hierdie hele geding nie. En hy het net eintlik meer gesien as hy sien die saak anders in as sy en 'n hof moet dit nou maar uitklaar. Die hof het dit op die einde van die dag uitgeklaar en die saak het teen Arnold gegaan. Ek het gedink, hier kom probleme, want hulle moes nog 'n belangrike ding uitsorteer. 'n baie belangrike saak en dit was die 2 honde.
daar was sprake dat dis weer poedels gewees het. Weet jy iets naam was Jacob? En Nova. En Jacob en Nova. En daar was sprake van sogenaamde visitation rights, dat hulle mekaar sou kom besoek om die honde te besoek. En ek dink hulle het ook ingekom dat die ene hond hou, ek dink hy Jacob gehou, en Fiona die ander een. En so deur die kinders, die daai twee kinders, het hulle kontak gehou deur die jare. Ek weet dat toe Fiona dood is 'n paar jaar terug, het hom vreeslik geraak. En die regter in die saak het destyds gesê, die oorsprong van die dispuut is nie 'n kommersiële dispuut nie, soos dit lyk, want dit gelyk na 'n kommersiële dispuut, het gegaan oor die likwidasie van toemaatskappye. Ek wil eintlik net lees wat hy gesê het, omdat dit baie treffend gesê. Hy het gesê dat het is nie kommersieel nie. It is a sad breakdown of the long-standing and intensely personal, emotional relationship between a man and a woman. En ek dink dit het almal tot nou nog getref, na die dood van Fiona. Tydens die hofsaak het die regter ook gesê dat Arnold 'n baie vrygewige man is. Hy het melding daarvan gemaak dat in hulle verhouding het hy Fiona aandeel in perd gegee. Ek het daai vrygewigheid ook daarna opgemerk. Ek het een keer hom gebel en gesê, kan hy Kersfees neerkom? En hy het vir my gesê, hy gaan nie hierdie Kersfees kan neerkom nie, want hy is besig om die ete te reël vir hawelose mense by die huis. So hierdie vrygewigheid van hom het deurgestraal in sy persoonlike lewe. Afgesloten. Na die litigasie in die Kaap het ek nog met hom te doen gehad in litigasie in Johannesburg, waar hy woonstel enige blokke gehad het. En hy was seker een van die eerste mense wat geraak is deur hierdie sogenaamde eiendomsmafia, wat sy woonstelblokke oorgeneem het. En wat ook op langtermyn veroorsaak het dat die blokke gelikwideer word. En hy daar die eiendom toe verloor het. Ek het hom geleer ken as, is reeds gesê, hy is 'n baie begaafde mens met 'n vrygewige hart, wat almal met waardigheid hanteer, altyd. Die menslike waardigheid het hy baie hoog opgestel. En dit is as liefde mense. Ek wil net so 'n paar blikke gee van my lewensverhaal met hom. Ek mag net sê dat in die laaste jare het hy my gereeld gekontak oor goed wat nou die raad hier raak, in 'n mate konstitusionele goed soos water, uitsprake van die konstitusionele reg daaroor, en ons het daaroor gepraat, en ek wil agterkom dat hy diep spore trap in Parys in die administrasie hier. Net ter afsluiting sê, hy was 'n baie begaafde mens, met 'n vrygewige hart, 'n mens, met almal met empatie en waardigheid hanteer het. Ek gaan hom baie mis, my moeder gaan hom baie mis, baie nappie. Baie dankie. Ons laaste hulpblyk is deur Graham Paulson. Graham was a friend from varsity days, and it is a wonderful honor to
you join us, Brian? Dankie, Edmondie. Ek sien jy spreek my aan in Engels. Ek is so Afrikaans, soos 'n veldskoen in die Vrystaat. Maar, jy weet, om iets te sê van 'n mens se lewe, is nie iets wat jy graag kan sê. Jy kan 'n verjaardag in 'n halfuur afhandel, maar om 'n lewe te vier, is 'n ander. En jy moet sê, waar kom iemand vandaan? Nou, ek het hom nie op die universiteit ontmoet. Ek het hom ontmoet in 1958, toe ek in standaard 6 Parys in die leerskool was. Hy was in 1 jaar, wel hy is net 8 maande ouder as ek, maar hy was 'n jaar voor my. En as 'n mens Arnold regtig wil verstaan, dan moet jy weet, wie het 'n invloed in sy lewe gehad. Nou, ek sien vir Seef hier, ek weet hulle was saam in die laerskool in Parys. Maar daar benewens was daar baie vriende wat ons op skool gehad het, elkeen het op sy eie manier 'n invloed uitgeoefen. Op, nie net Arnold nie, maar ons almal op mekaar. So was daar Charles Skutte, atleet, later professor geword in sielkunde of een of ander onwetenskaplike vak. Vicky Daniels, sy broer Vincent, Seal Pinar, Seal se pa en Arnold se pa was saam op die stadsraad. En dit sal later blyk hoe interessant dit was en wat hulle alles vir Parys gedoen. Daar was Leslie Melamed, Larry Rubin, Sandra Erasmus, wat later met Andries Botha getroud is, die van Viljoenskroon, wat 'n groot hand was in die DA, of is nog, of was, Elise Greef, Perry Veldman, Udi en Louise Tiger, Izzy Tiger, was die eienaar van Dean Richards, en hulle het elke aand in die stadsaal, of liewer elke Vrydag of Saterdag aand, kan ek nou nie onthou nie, het hulle 'n film vertoon. En een van die mense wat daai film vertoon het, was Nolly Myron, as ek reg onthou. En Nolly Myron was die eerste ou wat die Bergrivier gewen het, met 'n kanoe vaart. So daai mense het almal, hier was 'n sterk Joodse gemeenskap, en baie sterk Duitse gemeenskap. Arva Fabriek was hier, die een stadskerk wat ek dink 'n baie goeie een was Skonken. As jy vandag afry in Parys, waar die duikplanke is, aan die regterkant was Skonken se huis. En die Zaar familie, en was daar nog 'n familie, hulle die Meule gehad. Dink amper hulle van is Boumond of soiets. Kan nie meer onthou. In elk geval, hierdie mense was die mense met wie Arnold en baie ander verhouding gehad het. Almal van hulle geweet, so die gesprekvoering was wyd. Maar die onderwysers, kan ek gou weer hulle klompie opneem. Du Plessis, Skimmel, hy het Engels gegee en Latyn. Sakleroe en later Human, wetenskap. Alexander geskiedenis, Art Bosman musiekwaardering, en hy was ook die baas van die kadet. En die ander was 'n vreeslike militaristische of sportieve type mense. Nie fisies. Dan was daar Jesse, Bex Jesse was wiskunde. Hy was ook die burgemeester van die dorp. En Arnold se dogter, as sy suster Isabel, het groot genot geput daaruit gewoonlik as Bex kom kuier by Arnold se pa en ma, want hulle saam op die staatsraad, en die Jesus het hulle self
Jesus genoem, nie Jesus soos ek het uitspreek nie, dan sy altyd gesê, maar, hier kom die liewe Jesus. Altyd vir my so interessant. Dan was daar Swartie, hy het geologie gegee, van die breed Duits, Wester, Engels. Daar was Boel van Wyk, ons geleer op die debiet en die krediet, waar staan dit. Daar Hugo Schreder, later die hoofdgewolk het hier, dierbare mens. En Lip de Tooi, ek het, as hy die taske begin het, hy sy mond so snaaks getrek, dat hy moet stil bly. En dan draai vir jou in baie mooi Afrikaans. Dis waar Arnold sy I gekry het, die hoflikheids aanspreek vir hom. Hy het vir my e-poste gestuur en hy gesê I. En dan vir hom gesê, Arnold, moet ons so formeel wees. In elk geval, daar was nog Isi Tourien, sy biologie gegee, en Rons, haar broer, wat die lichaams opvoeding gedoen het en sport hanteer. Al die mense het ons gereeld met kontak gehad, en baie nou verband, die dorp was klein. En met al hierdie mense het elkeen 'n bydrae gelewer tot menseontwikkeling. Nou, Arnold se pa en Herman Pina was saam op die stad. En hulle het gaan kyk na die werk van die architect met die naam van Gordon Leith in Bloemfontein. En ek dink uit die Hooggeregshof in Bloemfontein ontwerp. Na aanleiding daarvan het hulle die stadsaal hier kom bou. En dis 'n art deco begin. Nou, net voor Arnold se dood het ek en hy baie gesprekke gehad. Ons het so vir 2 ure maklik kon praat op die telefoon en sê, Arnold, nou jy doen dit alweer om my tyd te stom. Maar dit was nou maar een van daai goed. Nou, Arnold is toe later deur die AFS, daar was Eddie Skutte was hier van die Rotariërs. Hy het gewoon 'n reëling getref dat daar uitruil studente van hier na Amerika toe gaan. Arnold was een van hulle, American Field Service. Ander ene was Charles Skutte. Ek dink amper Sandra Erasmus ook nog. In elk geval, daar het Arnold onder die invloed gekom van die digkuns en die skryfkuns van Walt Whitman en Ralph Waldo Emerson, sê ek reg met haar. Nou Whitman bring jy dadelik by Jan Smuts uit. En Jan Smuts en Isi Krieger het in Dorpsstraat gewoon en hulle het Walt Whitman gelees. So, nou praat ons oor Jan Smuts. Dis hoe die gesprekke gevloei het tussen ons, maar ons het ontmoet mekaar op Stellenbosch, jare daarna, hy was nou, sy het gesê het, hy was vir 'n jaar of wat Amerika teruggekom. Ek was in Dagbreek en hy in Helderberg. Nou Helderberg is nie 'n koshuis, dis 'n republiek. Ons was afgeskei van die res van die universiteit en het ook bekend gestaan as die Republiek van Helderberg. Het 'n baie lang geskiedenis. Die koshuis het behoort aan die Shah van Iran. Jim Boucher, wat die destydse president was 'n vriend van die Shah van Iran, en toe hy nou daar uitgeskop word, het hulle vir hom 'n blyplek gekry. En hy het toe in Helderberg, dit was sy eiendom, en toe hy nou weg is, toe het die universiteit het omskep en dit gemaak in 'n koshuis van mense wat uit die oorlog teruggekom, bietjie ouer was as die gewone studente. Toe word het die republiek in die dorp, die annex van Helderberg was die hotel. Kon altyd die dop daar gaan kry. In elk geval,
die geskiedenis van Helderberg. Die vriende wat hy daar gehad het, is interessant, en toe ek nou hoor van Johan Stander. Johan Stander kom van Hoekhof, Suid-Vrystaat. En hulle was baie goeie vriende. En ek dink, Arnold het hom, hy was 'n landbou gekwalifiseerde, ek dink landbouekonomie. En Arnold het hom gehelp om grond uit te soek in Franshoek. En hulle het begin vrugtebome bou, plant of iets van die aard. Ek kan dit goed onthou, ons het allemaal saam in dieselfde seksie geleef, mekaar allemaal geken. Sy kamermaat was Tielman Lou. En Tielman het later uit recht gestudeer en het later die prokureur-generaal van die NB geword. Gerard van die Kerk, later die hoof van Mutual geword. En ek dink Arnold het die strooimeisies aangeruim met sy trouwe toe. As dit nie die strooimeisies was nie, was hy die strooijonker, maar hy het iets te doen gehad met hulle. Dan was daar Tim Stewart, sy pa het altyd sake van die dag uitgesaai, current affairs, Engels. Andre Hugo was 'n dosent, eintlik navorsing gedoen het oor oorsprong van Afrikaans. Nou, Afrikaans kom nie uit Nederland uit nie, kom nie uit Duitsland uit nie, kom uit Vlaanderen. Onder andere, dan jy nou ander goed bysit nie, al die ander tale, maar daar word ander dag. Hy het 'n goeie vriend was van Sail Slabbert, wat een van die beste leiers was wat die land opgelewer het, hy was net in die verkeerde party. Omdat hy nie die steen gehad het, dat hy moes gehad het, nie sou hy eerste minister gewees. Lea de Klerk, skrywer, Raad van die Vieros, dit nog kan onthou. Lea de Klerk, nou moet ek net die stilstaan. Die professore wat omgehelp het, Professor Sari, Handelsfakulteit, demograaf, Saint-Pieter Blanche, kom van Heilbron af, sy reg onthou, Degenaar, filosoof, Martin Versveld, van die Universiteit van Kaapstad, het dit gereeld gelees en eintlik geken. Vandaar sy belangstelling en sy baie belangstelling. Dan, net gou vir julle sê, ons het redelijk klompie, wat gebeur het, is dat die universiteit het ons uitgevind, daar is 'n organisasie soos die Afrikaanse Studentenbond. En daai ding het outomaties jou geld gevat. En dan het hulle die verkeerde besluite geneem. Soos om byvoorbeeld 'n ou in die naam van S.D. Brown te gaan ondersteun wat so konservatief was, dat hy deur sy eie liggaam na sy haakspeen gekyk het. Hy het geen visie gehad, en geen aard toegenaam. Nou, na aanleiding daarvan het ons besluit, ons moet 'n teenorganisasie stig. En ons het saak gestig, Stellenbosch Aktuele Algemeenheidskring, waarvan Arnold eintlik die groot drywer was en die voorsitter was. Klompie mense wat om daarby gestaan het, was Boetie Albertyn, myself Willem van Drummelen, Sandra Erasmus, en ons het 'n klompie sprekers uitgenooi, juis van uiteenlopige menings. So was daar Hilgard Miller, destyds minister van Buitelandse Sake, Missie Spottershoek, sy was die laaste verteenwoordiger van die ou progressiewe party vir Stellenbosch. Dan David de Villiers, wat ons kon vertel het oor die Wêreldhofsaak in Namibië. Professor Degenaar, filosoof, sekulêre filosoof. Adam Small, digter, Bobby Kennedy, hy was persona non grata, hy was 'n groot ding daar. 'n Paar van ons is ingeroep, onder andere ek.
deur die rektor van die universiteit, H.B. Tol, gesê, jy weet, julle nooi julle man uit, die regering is nie lief vir hom nie. So sê ek, professor, toe julle op Burgersdorp 'n sendingstasie gehad het, en die eerste keer Afrikaans gepraat het in die parlement, hoekom gee julle ons nie daai akademiese vryheid? Hierdie universiteit sê, jy moet die universele waarheid te alle tye soek. Ons het probeer. Hoekom kan ons nie uitvind hoe goed of hoe sleg is die Kennedys? So sê, ek sal maar vir die eerste minister sê. Die resultaat daarvan, hy kom toestel in Boston, maar wat ons die Withuis genoem het, Willem van Drummelen was die primarius van Simonsberg, en uiteindelik kom Bobby Kennedy, sy vrou Ethel, die dochter daarna toe, en wat het teleurstelling? Jy weet, die gebruik was, as jy iemand welkom heet, dan slaan die inwoners van die koshuis met die lepel op die tafel. Maar dit klink soos het gebeur. Toe daai ons ingestap kom en die mense slaan met hulle lepels op die tafel, toe val Bobby Kennedy op die grond plat, denkende dat dit is jy weet, 'n aanval op hom. Ons moes toe verduidelik, mooi. Maar hy was so, in die Engelse term te gebruik, gerekkel, dat toe hy sy broer moes aanhaal, toe kon hy dit nie doen. In geval, die ding is verby. Maandagoggend weer 'n oproep van die administrasie gebou af. Vra Pom, wat het julle geleer? Sê, professor, is so jammer, julle het nie die universiteit oopgegooi nie. En dan Pom het gesien het hoe dom hierdie Kennedys eintlik is. Die enigste sin was JFK. En snaaks genoeg, so omtrent 'n jaar gelede, toe kry ek 'n toespraak van JFK, wat ek vir Arnold aangestuur. En hy het my gesê, baie dankie, ek luister hom nie eenmalig deur nie, ek het hom so stukkie vir stukkie geluister. Ek het dit vreeslik geniet. Kyk, hy was min of meer in daai tyd, 1966, Kennedy dood is. Of net voor dit, of net na dit, was hy in Amerika, so dit het 'n redelike invloed op hom. En dit is die gesprekke wat ons daarna gehad het. Kan ek net vinnig deurgaan, ek wil die hele tyd my verder mors nie, maar ons het gepraat oor die ekonomiese beginsels van Adam Smith, John Maynard Keynes. Hoe pas jy dit toe in 'n land soos vandag? Keynes het gesê, spandeer geld, nie deur dit te steel en salarisverhogings te kry nie. Bou infrastruktuur. Dan gee dit vir mense werk, en dan kan hulle spaar. Bly weg van 'n land se spaargeld. Op die oomblik kyk ons hoe begeerig oor ons eie spaar. Is dit 'n beplande ekonomie, of is dit 'n vrye ekonomie? Vrye ekonomie is goed. Maar hy loop homself vas. Sekere tye. Dan moet beplanning bykom. Dis geen beplanning. Ander interessante ding was dat ons gepraat het oor Jan Smuts. Baie groot leier, diep denker. En ek sê toe vir hom, jy weet, hy ou het vegetarian Smutsie ontdek. En ek sê toe vir hom, ek dink het kom uit Afrika. Arnold Senior het op sy plaas ontdek. Sê, wat kom ons verskil? En ons gaan stel vas. Bel hy my later. En sê, ek het skuld jou 'n antwoord. Hy het dit op sy plaas ontdek, en ek met bewys. Dis die soort van gesprekke wat mense gehad het. Ons het baie gepraat oor die ontsteinige tye in Suid-Afrika, Broederbond, die Bosselaan brandwag, van Rensburg, wat hier op die eiland gebly het. Hy en ek wou baie graag
met so 'n man gaan praat. Hy was 'n ingeligte persoon. Doktorsgraad in Duits, doktorsgraad in regte, die opvolging van saaksgevolg, dit was 'n deel van sy doktorsgraad en daaroor gaan integreren in die KT Bijbelgroep. Ons het ook oor die godsdienst gepraat. En Arnold was 'n uitgesproke atheïs. Hy het baie gesê, glo nie daaraan. Sarah Church het probeer om op hom nou te gesels. Sarah het hom gesê, luister man, as ek vir jou 2 gevalle van voorspellings wat in die Ou Testament gemaak is, messiaanse voorspellings, wat waar geword het, uitwys, sal ek glo. Sê Arnold, nee, nie glo nie. Praat ek en met hom, sê ek, Arnold, weet jy vir 'n slim ou, kan jy beteken dom wees? Ek sê, hoeso? Sê ek, maar gaan kyk na die wetenskap. Gaan kyk na die onderafdelingen van 'n atoom. Kwarke, proton en neutron en elektron, Higgs boson, partikel, wat nou die dag ontdek is. En dan vraag jy vir jouself af, waar is daai universele waarheid wat jy gedink? Gaan kyk na die bevrugting van 'n oom, van sy eerste stadium, wegdeur tot stadium 4, tot hy 'n embryo is, en tot by die partum stadium. Dink nou my wetmatighede wat jy daar sê. Is dit nie die universele waarheid wat ons nog allemaal soek nie? Lees Thomas Aquinas. Thomas Aquinas is 'n dokter in die regsgeleerde en 'n doktorsgraad in teologie. Hy sê, as die lex aeterna, eeuwigdurende wetmatigheid, dan is lex naturalis, God se wil. Daar is lex humana, die mense poging om die lex aeterna te verstaan. En dan is daar die lex divina, om reg te help as 'n fout maak. Dink bietjie om daai elemente. Sê hy vir my, weet jy, ek het dan net Johannes gelees, en ek het dit baie geniet. Sê ek nou ja. Ander ding wat Aquinas gesê het, is dat 'n liggaam kan nie sonder 'n siel bestaan nie. Maar 'n siel kan sonder 'n liggaam bestaan. Maar 'n siel kan nie sonder Godheid bestaan nie. Dink 'n bietjie daaroor. Ek weet, hy weet nou, maar hy kan nie vir ons sê nie. Ek het dit baie geniet, en het is vir my voorreg gewees om iets te sê, omtrent hierdie ou vriend van my. Onthou, ons was saam in 'n seksie. Ons het saam in 'n woonstel gewoon waar daar 4 kamers was, stort wat hy gedeel het. So ons het mekaar baie goed geken. Arnold se lewe was onkonvensioneel. Hy kan slaap tot 11 uur in die oggend, maar hy kan wakker bly tot 3 uur in die oggend. En hy kan lees en onthou en nie vergeet nie. Ons het dit baie geniet. Die wonderlikste, iemand het gesê, hy kyk na die sonsondergang. Veral so na 'n vakansie het ons op die stoepie van die woonstel kyk na Stellenboschberg, agter hom Botmanskop, Pieke, Simonsberg, en dan sien jy hoe die wêreld verander soos wat die son op ons skyn, en wolke storm van oor van die ander kant af oor. Al daai goed het ons gesit en bewonder. En na 'n vakansie, gewoonlik met 'n borrelwind 2, het ons die ervarings en die denke wat deur 'n vakansie ontwikkel is, met
mekaar bespreek. En dit het van dag na dag oorgeloop in debatte. En dit het geweldige intellektuele stimulasie. Nie net vir my nie, maar vir ons almal beteken. Ek weet, daar is baie van sy vriende wat vandag hier so wil gewees. En hulle sit in Namibië, ander in die Kaap, ander in Stellenbosch en Parel. Ek eers in nagedagtenis. Baie dankie. Baie dankie, Graham. Ek is nou op die punt om gou die bedankings te doen en dan het ek die voorreg om vir mevrou Victoria de Beer aan die woord te stel. Sy gaan vir ons die afsluiting hanteer en daarna is daar verversings daarachter en ek vra dat julle almal bly en gesels en jou daar onthou, dit sal dit almal waardeer. So Victoria de Beer is die burgemeester van Ngwati munisipaliteit en ek waardeer dit regtig verskriklik baie dat jy ook hier is vandag. Ek gaan gou die bedankings doen en dan gaan ek net soomloos aan haar oorgee en as sy klaar is, dan is ons almal klaar. O nee, ek is jammer. Ek is so jammer. Ek het gesê, as daar enige iemand is wat graag iets wil sê, dat ek geleentheid sal gee. Kom ek doen eers dit. Goed, dan die bedankings. Heel eerste, Laurens Erasmus. Vreeslik baie dankie wat jy daai nag gedoen het. Laurens is 'n baie ou vriend van Arnold en absolute staatmaker. Die aand van die 17de en tot en met die 18de tot Arnold oorlede is, was Laurens daar en hy was my kanaal gewees en ons almal uit ons ingelig gehou en was die man wat gery het deur die nag, donker, Potchefstroom toe om alles te hanteer daar. Waardeer jou regtig baie. Dan sal die jaar wat julle verpraat het, sal daar die telefoon op en dinge gebeur net. Dit is 'n ongelooflike ondersteuning gewees, want ek het uit die Kaap uitgekom en alhoewel ek baie mense op Parys ken, was dit nou nogal so 'n oorweldigende taak om alles by mekaar te sit. Sal baie dankie. Dan Dr. Rudolf van Wyk, jarenlange dokter van Arnold gewees. Gary van Niekerk, hy het Arnold gereeld rondgery wanneer Arnold motorprobleme ondervind het, soos wat die van julle wat hier in Parys woon weet gereeld gebeur het. En dan Liesel Skeepers het 'n fantastiese artikel geskryf wat in die Parys Gazette van verlede donderdag gepubliseer is. Regtig mooi gewees, baie dankie aan haar. Dan Roan van Vuren van Tabella Tabeng. Die storie van Tabella Tabeng net kortliks is, die plaas daar is Buffelskloof. Nou dit is die plaas waar my oupa, met ander woorde Arnold se pa, opgebore is. En daar is die graf van Arnold se oupa Grootjie, Arnoldus Matthias Skoonwinkel. Dit is die man na wie Arnold vernoem is. En ons het te danke aan Roan en sy familie se goeie tierenheid die toestemming gekry om Arnold se as daar te gaan begrawe. Aan die voeteneind van sy oupa Grootjie. En dit is hier in die koepel, op die grond van Tabella Tabeng. So dit sal later van tyd gebeur, ek sal laat weet vir die van julle wat wil saamkom, maar dit is 'n verdere stap. Maar tot dan wil ek so lank dankie sê, want dit is 'n groot eer wat hulle ons beteken. Dan Hermine Bosman vir die pragtige klavierspel, vroeër vandag en ook nou. En dan Marita Marie Charlotte en Yolandi van Stonehenge in Afrika. Hulle het alles hier aan mekaar gesit vir ons en ek waardeer hulle moeite vreeslik baie. Hier het ek 'n besoekertjie. Dan Jacques Brink en Rindy van Afkop, fantastiese mens. Christa Edwards wat die videostroom hanteer, baie dankie. En dan Henny en Susan van Wyk, vriende van my, Hermine Dreyer, by wie ek die afgelope 2 weke gewoon het. Waardeer dit. En dan laastens
the Mayor of Ngwate, Victoria de Beer, thank you so much for joining us. Please, after stand. Goedemiddag. Ik wil maar net zeggen, dank aan wat zeker gemaakt het. Mwate, municipaliteit zei ook iets vandaag aan omarmd, raadslid Koninko. Ik heb geluisterd naar allemaal en dat is toch net hoe hij was. Voor ons komt het als een schok, want ik condol in die laatste vergadering waar ons zitten. Het is alsof ik geweten dat het was de laatste dag geweest. En hoe kom ik zo zeggen is, in die vergadering, zei ik toe voor mij, Victoria, je weet ik is lief voor jou. En ik sta altijd samen met jou. Maar vandaag sta ik eens aan jou. En toen zei ik voor me, ons gaan ons tijd hebben om alles recht te maken wat die wil heel ons moet recht maken. En toen zei voor mij, als je dit recht maakt vandaag, sta ik eens aan jou. En toen ons hoor, hij is afgesterven, toen zei ik voor allemaal, de maximum, hoe kom bij dag zo? Hoekom hy sulke sterk woorde gehad het aan almal van ons. Van sy grootste probleem was gee ons asseblief 'n budget wat realistisch is. En dit was die probleem. Dinsdag met ons 'n vergadering gehad het, toe sê ek vir al die raadslede, ek wens hy was vandag saam met ons gewees, want alles wat ons moet doen, is wat hy gesê het ons moet doen. En as hy saam met ons gewas het, sou hy baie bly gewees het, want hy so gesê het, na al die jare wat ek in Mwate 'n raadslid gewas het, gebeur wat ek wil hê moet gebeur. Om aan beveiliging vir Parys gemeente en ook vir die woord. Sy hart was baie, ja, hy was 'n goeie persoon geweest. Vir ons wat jonger is as hy is, het ons baie geleer. Is toch so moeilik vir ons, want van ons begin het ons 4 raadslede verloor. En 2 van ons belangrikste raadslede het ons gelos. Van hulle het ons gehelp. Om Almond en kanselaar van Namberg. En dit gaan nie weer dieselfde wees nie. Ons gaan sukkel, ons gaan baie sukkel. Ek het geluister nou na die geskiedenis, vir my was dit geskiedenis wat die persoon hy was. En nou verstaan ek, hoekom het hy altyd vir ons gesê, dis hoe ons moet leef. En hy was baie lang aan die besigheid in Parys en in die raad. Met die woorde wil ek net sê, as Mwate het ons verloor, maar vandaag vier ons sy lewe baie dankie.